Goeienaand. Ek hoop dit gaan besonder goed vanaand, hier sommer op 'n weeksaand waar ons bymekaar kom. Ek dink dit is nog altyd 'n baie spesiale tyd vir my en dit is so voorreg om dit ook saam met ons eerste of ons nuwe gemeente te vier. Ek wil vinnig sê, draai na mekaar toe, draai na mekaar toe en groet mekaar. Dit is ook net die wat julle gemis het. Vra, gaan dit? Net voordat ons wegspring, 3 praktiese reëlings. Die eerste een daarvan is, as julle agterkom daar's nie kinders hier nie, dis omdat daar 'n kiddiepinkster is daarbo. So, jy moet nie kinders in die gemeente, en as jy 'n kind het en jy wil hulle opstuur, is jy welkom om hulle op te stuur. Dit is nogal baie pret wat hulle daar aanvang. Ek praat van 'n hoë energie omgewing. Dit is baie, baie lekker om gisterand ook daar te wees, en dis ook inderdaad waar Sam is, en aan die ander een, daar is deurkollekte wat gaan vir die uitsendings, so om die tegniese goed daar op te knap. So dis nie 'n ouderling wat 'n kans vat nie, dis inderdaad kollekte wat beplan is en afgekondig word. Julle sal dalk vanaand sien, ek weet nie of dit intussen reg gekom het nie, maar die internet het verskriklik laag gedaal. So dit mag dalk wees dat die diens opgeneem word, maar nie onmiddellik uitgestuur word nie, as iemand dalk vra daaroor. En dan die laaste praktiese reëling wil ek net noem, op die tweede skyfie, met die seën is dit interaktief, as jy nog nie so ding by my wy gewoon het nie. Dit beteken dat ek die voorganger gaan lees en julle gaan die gemeente lees. So, kom ons dalk 'n paar oomblikke stil, ons dalk net ook bewus van God se unieke teenwoordigheid ook vanaand hierso. Ons lees in Johannes 14 die belofte, en dis ook hoekom ons Pinkster vier, die Parakleer, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur. Hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Ons groet mekaar dan ook in die naam van die drie-enige God wat die Heilige Gees vir ons gegee het. En ons sê, die Here is met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. Genade en vrede vir julle van God die Vader. En dan van God die Seun. En van God die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou staan, dan gaan ons ook 3 liedere sing. Die eerste daarvan is Skepper Gees. Kom ons Skepper Gees, open the eyes of my heart, Lord, en dan ook maak ons oë oop, en dan gaan ons ook bly staan daarna vir die geloofsbelijdenis. Levend wakend gees.
eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. 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 I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. As ons die nag inkyk, wys ons die hoop wat duisternis laat wyk. Spreek die woord in ons, dat ons dit wyd kan dra. Week ons met waarheid, breek ons bekers oop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helder hoop. Kom vul ons, o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld. Kom skyn deur ons. Hier ontmoet ons hier, kon in ons lof versaam. Hier is die rykdom waarna ons verlang. As die lig ons lei, ons na die wêreld stuur, sien ons met volheid, vul ons met
Versalf ons oor, raak ons met deernis aan. Ons wil die hart vir verlorenes verstaan. Laat ons die wyn en melk neem vir die sonder geld en lewensbrood vir al wat dit nie kan koop. Lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. Skyn in die donker, met liefde wat verlos. Stuur ons met lewe, vol van helderhoop. Kom van ons, o Gees, om sout te kan wees, lig vir die wêreld, kom skyn deur ons. So nou kan ons geloof saam bely met die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, U is die ewige en barmhartige God. Wanneer ons soos vanaand as gemeenskap van gelowiges bymekaar kom, kan ons nie anders as om te buig voor die goddelike majesteit en die heiligheid nie. Wanneer ons sien wie U is en wat U van ons verwag, kan ons nie anders as om te besef dat ons gebroke mense is nie. En sou dit wees dat die Seun nie gekom het nie, was daar geen hoop vir ons nie. Maar juis omdat hy gekom het en gesterf het vir ons sondes, wil ons soos Dawid vanaand op U belofte roep. Ontferm U oor ons. Ontferm U oor ons, oor alleroorvloedigste fontein van alles wat goed is. En vergeef ons sonde, ter wille van die kruisdood en die opstanding van die Seun Jesus Christus, en gee ook aan ons genade deur die Heilige Gees, sodat ons elke dag die sonde in ons afsterf en weer as nuwe mense opstaan, om werklik waar vrugte te dra vir U. Mag die Gees ons vanaand ook heilig deur die Heilige Skrif. Mag deur die werking van die Gees ons duidelik kry wat U van ons verwag, en mag ons dit gaan uitleef in 'n wêreld wat dit nodig het. Ons bid dan ook saam die gebed wat die Seun vir ons geleer het. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.
Ons gaan vanaand aan met ons Pinksterreeks. Soos julle weet, vaar ek dat ons is vanaand hier om Pinkster te vier, soos wat ons die hele week lang vier, en dan het ons ook gaan uitloop op Sondag. En Pinkster is die dag waar die Heilige Gees uitgestort is. Die dag waar daar 3000 mense tot bekering gekom het as gevolg van Petrus se prediking. En ons het al sover gesien in die week hoe God die Heilige Gees ons heilig en hoe hy sy kerk stig en ook hoe die persoon van die Heilige Gees ons vandag nog lei. En vanaand gaan ons daardie sien in aksie. In een van die mees radikale bekerings wat ons in geskiedenis vind. Saulus wat Paulus word. In Handelinge 19 lees ons hoe die Saulus van Tarsus, Saulus wat op hierdie stadium Christene vervolg het, die 3000 wat tot bekering gekom het en almal wat daarna gevolg het hy agterna gegaan en selfs van hulle doodgemaak. En dit sou wonderlik genoeg wees as sy bekering net gelei daartoe dat hy ophou moord pleeg en ophou skade doen aan die kerk. Maar die Here doen iets meer, iets drasties meer. Hy transformeer Saulus so radikaal dat hy later Paulus word wat die evangelie aan die nie-Jode bring. En dieselfde Paulus wat die meerderheid van die Nuwe Testament geskryf het en wat selfs gesag gegee het aan Lukas, sy reisgenoot, om sy evangelie te skryf. In hierdie bekeringsverhaal wat ons gaan lees, sien ons ook 'n universele waarheid, 'n waarheid wat vir my en jou ook waar is. Ons sien hoe God sondaars met verskillende agtergronde tot bekering kan bring en hoe hy hulle kan verander om instrumente vir sy werk te wees. Want geen sonde is te groot vir God om te vergewe nie en geen sondaar te sleg om geheilig te word nie. Die Here se krag kom dan juis ten volle werking in ons swakheid en hy gebruik almal wat hy vernuwe om te dien in sy koninkryk. Of anders gestel, kom soos jy is, word getransformeer en maak 'n verskil. Ons gaan dan nou ook hierdie verhaal lees aan die hand van Handelinge 9 van vers 1 tot 19 en ons luister dan saam na die woord van die enigste en lewende Here. Saulus was nog steeds dreigemente en moord teen die disippels van die Here aangeblaas het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat indien hy enige mense opspoor wat aanhangers van die weg is, mans sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal en hy het op die grond neergeval en 'n stem het vir hom gesê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra: Wie is u, Here? En hy het geantwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het sprakeloos gestaan omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnegebring. 3 dae later kon hy nie sien nie en het hy niks geëet nie. Daar was 'n disipel in Damaskus met die naam Ananias. In 'n visioen het die Here vir hom gesê: Ananias, en hy het geantwoord: Hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom: Maak gereed en gaan na die straat bekend as Reguitstraat en vra in die huis van Judas na iemand uit Tarsus met die naam Saulus, want kyk, hy is besig om te bid en het in 'n visioen gesien dat 'n man met die naam Ananias binnekort gaan kom en hom die hande oplê om weer te sien. Ananias het geantwoord: Here, ek het by baie mense van hierdie man gehoor, van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hier het hy volmag van die leierpriesters om almal wat u naam aanroep in boeye te slaan. Maar die Here sê vir hom: Gaan,
want ek het hom uitgekies as instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings en na Israel. Ek sal boonop aan hom toon hoeveel hy ter wille van my naam moet ly. Ananias het toe vertrek in die huis binne gegaan en hom die hande opgelê met die woorde: Saul, broer, die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval. Hy kon weer sien en het opgestaan en is gedoop. Nadat hy geëet het, het hy sy krag herwin. Tot sover die woord van die enigste en lewende Here. Ons gaan vanaand stil staan by hierdie 3 gedeeltes. Kom soos jy is, word getransformeer en maak 'n verskil. In vers 1 vertel Lukas vir ons van Saulus. Hy vervolg die vroeë kerk deur briewe te kry by die hoëpriesters en na die sinagoges toe te gaan. En dan word hy hardloop na die dominee of die kerkraad. Met wat? Die doel om 'n brief te kry sodat hy disippels van die Here kan dreig met pyn en lyding en selfs doodmaak. Moord pleeg. In sy onbekeerde staat sien ons hoe hy uit die dieptes van sy longe, die vers sê, aangeblaas het. Hy het haat aangeblaas wat hom gedryf het om gelowiges, aanhangers van die weg, Jesus wat die weg en die waarheid is, te gaan jag, sodat hy hulle in kettinge en boeye kan sit, om na Jerusalem te sleep, waar die ergste vir hulle sou wag. Hierdie is vir ons 'n onfeilbare openbaring van die ware natuurlike status van die menslike hart, as dit nie wedergebore is deur die krag van die Heilige Gees nie. Sonder geloof in Jesus Christus en die hernuwing van die Heilige Gees is Saulus ten spyte van sy beste intensies, ten spyte van sy ywer, ten spyte van sy kennis van die godsdiens, vervreemd van God. En hy is 'n sondaar wat vermoor. En soortgelyk, sonder ons geloof in Jesus Christus en sonder die hernuwing van die Heilige Gees, is elkeen van ons totaal sondig en geneig tot alle kwaad. Beteken hierdie dat elke mens die slegste weergawe van hulle self is? Beteken dit dat al die selfhelpboeke op koemboeke se rakke nie help nie? Nee, want daar is wat ons noem algemene genade, wat God aan Noag beloof het. Hy het beloof dat tot en met die oordeelsdag daar nie weer so vloed sal wees nie, dat die mensdom nie volledig oorgegee sal word aan sy eie sonde nie. Maar wat hierdie wel vir ons beteken, is dat elke fakulteit, elke gedeelte van die menslike siel, die verstand, die wil, die hart, so korrup is dat daar geen innerlike geestelike krag is om oor te gaan en te draai na God toe nie. Of anders gestel, ons is geestelik dood en sonder God se genade sal ons nooit herstel na die beeld van God nie. Ja, sommige is dalk beter as ander, maar elkeen is uiteindelik sonder geloof dood eenvoudig dood. Dink so daaraan. Vanaand as jy wegry, ons hoop dit gebeur met niemand nie, maar as jy wegry, probeer jy jou kar start en dan sal doodse stilte. Die battery is pap. En in plaas daarvan om jou trots te sluk en te vra vir eksterne hulp, kan iemand my kom help, kan iemand my kom jump? Haal jy die 2 sokkies van jou skoene af en jy sit dit op jou hande en jy probeer dit vryf. So vinnig as wat jy kan. En dan vat jy aan die battery, sodat jy met statiese elektrisiteit jou kar kan jump. Hoe belaglik is dit nie om te dink hoe iemand wil probeer om daardie kar aan die gang te kry met 'n battery? Maar dit is soortgelyk aan wat ons sal doen as ons onsself probeer red. As ons self probeer om beter te wees. Die enigste oplossing vir die sondige natuur is totale oorgawe aan God. Dis die enigste ding wat jou uit jou geestelike dood kan opwek, soos wat hy vir Jesus ook uit sy liggaamlike dood opgewek het. En hierdie opwekking, hierdie oplossing is absolute genade.
Geen vry van hande, geen statiese elektrisiteit, geen selfhelpboek, geen ek is oulik, kan jou red van jou geestelike dood nie. Maar God kom, deur sy Heilige Gees. Hy maak jou hart ontvanklik vir die evangelie en hy laat die geloof daarin groei. En daarom dan, soos wat Saulus gekonfronteer was deur God, met sy gebroke wêreldbeskouing, oor sy misverstande, oor sy haat, oor sy opstandigheid, word ons ook deur God gekonfronteer, oor elkeen van ons se gebrokenheid. Omdat Christus vir Saulus op die pad van sy diepste rebellie ontmoet het, kan ons ook weet, dat geen sondaar, nie ek of jy, te sleg is om getransformeer te word deur die Gees van God nie. Jou bekering hang nie af van jou herkoms nie. Jou agtergrond beïnvloed nie die Here se vermoë om jou te red nie. Jy kan die mees sondige mens, die mees hatende mens, die mees rebelse, die mens met die slegste wêreldbeskouing hê. Jy is nie te ver om deur God gered te word nie. Die enigste kriteria, die enigste ding wat jy moet bring as te ware, is om dit voor God neer te lê en voor hom te buig. Dis 'n teoloog wat gesê het, die enigste bydrae wat ek tot my redding kan bring, is die sonde wat dit noodsaak. En daarom sien ons hoe Saulus in hierdie gedeelte vir 3 dae nie sien nie eet nie drink nie. Want hierdie kom soos jy is, het 'n koste. Dis nie 'n ligtelike oeps jammer, soos 'n kleintjie in 'n klas wat gevang is praat as die onderwyser sê moet stil bly en dan dadelik net weer terugdraai en net aangaan met sy gesprek asof niks gebeur het nie. Dis 'n diep berou. 'n regte slegvoel oor jou foute, 'n slegvoel oor die redes hoekom jy die fout gemaak het en 'n innerlike begeerte om nie weer daardie foute te herhaal nie. En daarom kom soos jy is, maar moenie bly soos wat jy is nie. Jy moet ware berou hê ten spyte van jou ergste tekortkominge. En jy moet opreg streef na verandering. Want slegs dan kan jy in verbond tree met die drie-enige God. Dit is die oomblik dan wat die lewende God die sondaar gewelddadig en effektief transformeer. Vir Paulus was hierdie 3 dae. En die retoriese vraag is dan, hoeveel is jy bereid om sleg te voel en skaam te wees oor jou sonde? 'n oomblik van stilte gee waar ons kan reflekteer hieroor. Vraag is, met watter bagasie kom jy vandag presies soos jy is na die Here toe? En die voetnoot aan jou bekering hang nie af van jou herkoms of jou foute nie. Die enigste kriteria is dat jy dit neerlê en voor God buig. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil. Aan die hand van Saulus se bekering sien ons die opdrag kom soos jy is en dan word getransformeer. Ons beweeg nou na die mees dramatiese deel, die middelpunt van hierdie teksgedeelte, waar Saulus deur God die Seun Jesus Christus self gekonfronteer word. Lukas verduidelik hier in vers 3 dat Paulus op pad was na Damaskus toe. En onverwags is hy omstraal deur hemelse lig. En dan sien ons Paulus se reaksie, hy val neer op die grond en luister na Jesus se stem wat sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hierdeur word Saulus gekonfronteer met die heerlikheid en die heiligheid van God. Dit dwing hom tot sy knieë waar hy moet buig voor die koning van die heelal. Hy buig
letterlik voor God en druk sy kop in die grond in. Geestelik knak sy wil. Sy wêreldbeskouing breek en dit spat soos 'n glasvaas wat op 'n kombuisvloer neerval in duisende stukkies. Sy hele wese besef sy sonde en begeer transformasie. En hy buig voor die drie-enige God. En so moet ons ook buig geestelik voor die drie-enige God en as dit nodig is fisies. Saulus het 'n hart gehad vir geloof. Want hy was of vir die godsdiens, want hy was ywerig om op te staan daarvoor. Hy het ver afstande gery om op te staan vir sy godsdiens, op te staan vir die Jodendom. Sy siel het hierdie aangeblaas uit die dieptes van sy longe en laastens was sy verstand heeltemal oortuig dat sy optrede van moord goed was. Hy het die hele Ou Testament geken, maar die skakels verkeerd verstaan. En tog, wanneer hy getransformeer word deur die Heilige Gees, wanneer Saulus Paulus word, skryf hy vir ons oor die transformasie wat gebeur wanneer ons verbind word in die geloof aan Jesus se kruisdood en sy opstanding. Dubbel blaai ek. Daar sê. Want die wesenlike wat ek ontvang het en ook aan my oorgelewer het, is Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek, volgens die skrifte. Hierdeur besef Paulus dat hy nie die Here ons God dien met sy hart, siel en met al sy krag, soos wat Deuteronomium dit dan ook vereis nie. Wanneer dit sê, luister Israel, die Here is ons God, die Here alleen. Jy moet die Here jou God met hart en siel lief hê en met al jou krag. Wat beteken dit? Sonder om die mens in stukke te probeer breek, kan ons wel na hierdie woorde kyk en ons kan sien met jou hele hart verwys na jou emosies, jou begeertes. Goeie en slegte begeertes, dit verwys na jou passies. Dit verwys ook na jou affections, affektiewe of toegeneentheid. Wat jy voel as jy mense en dinge sien. Met jou hele siel verwys na jou diepste binneste, na jou wil en natuurlik na jou verstand ook toe, na jou unieke menswees. En wanneer dit sê met al jou krag, wil dit sê jou dade, jou effort wat jy insit in take en ook dit wat jy kies om te doen. En hierdie hart en hierdie siel en hierdie krag moet buig voor die Here. Hoe lyk dit prakties? Is dan die vraag. As dit by jou siel kom, jou diepste binneste, wil ek graag fokus op die verstand. Ek wil sê, hoe lyk 'n verstand wat buig? Dis 'n vreemde konsep. Dit kan iets wees soos allerlei renasies oor hoekom sonde reg is. Byvoorbeeld, as jy buite-egtelike verhouding het of voor huwelikse seks, is daar baie mense wat probeer om dit ongeldig te maak, God se reëls ongeldig te maak, deur te verwys na historiese konteks, verskillende tye of slegte voorbeelde in die Bybel. Maar 'n verstand wat buig voor die Here, erken God se ontwerp vir die huwelik en verwerp moderne interpretasies en slegte gedrag. 'n Hart wat buig voor die Here. Soortgelyk kan ons met die hart ook God ontken. As jy by jou werksplek is en as iemand, kom ons noem maar Susan, wat aangevat word want sy skinder, of sy sê mense sleg agter hulle rug. Wanneer Susan in die hoek gedruk word en in 'n blik gedruk word, begin sy huil en die snot loop oor haar hele gesig. En dan is om met jou hart voor die Here te buig, beteken dat jy nie buig voor Susan se emosies nie, maar dat die geregtigheid van God wat skinder en kwaadpratery veroordeel, die ding is waarby jy staan. Laat jou krag ook voor God buig. Natuurlik moet jy werk om jou daaglikse brood te verdien, en vat baie lank en baie tyd, en almal wat hier is weet vanaand hoe hulle hierdie moes inpas. Maar jy moet elke dag ook tyd maak vir die Here. En daarom moet jy ook dien in sy kerk. Ons later ook sal gesels, maar veral moet jy bid en Bybel lees in jou huis. Jou krag moet buig voor die Here.
As jy nie weet waar om te begin nie, het ek 'n voorstel. Vat jou Bybel, laai na Markus toe. Begin by die Markus Evangelie, hy is die kortste, en lees elke dag net 'n paar verse op 'n slag. En dan vra jy 2 vrae. Eerstens, wat staan hier? En dan, wat beteken dit? In die geval van Paulus, hier staan Paulus het tot bekering gekom. Wat beteken dit? Ons moet ook tot bekering kom. Letterlik. En dan wat beteken dit vir ons? As jy in 'n gesin is, lees dit saam. Lees dit saam met jou kinders en vra hulle daaroor, vra vir hierdie vrae. En as jy alleen is, kry 'n notaboek, skryf dit neer. Hoef hierdie Bybelstudie in die daaglikse tyd perfek te wees? Nee, maar span jou krag in om voor God te buig. As ons terugkeer na Saulus, dan sien ons hoe hy toegelaat het dat God hom verander. Hy het gebuig voor die Here, letterlik en in sy gees. Nie dat Saulus regtig 'n keuse gehad het nie, maar die Heilige Gees het hom getransformeer, hom in 'n Paulus verander, wat die kerk sou vestig. Dieselfde Heilige Gees wat Christus uit die dood opgewek het, bring ons ook tot wedergeboorte en transformeer ons ook om sy koninkryk op te bou. Of soos wat hierdie Saulus, wat later Paulus geword het, vir ons in Romeine 11 sê. As die Gees van God, wat Jesus uit die dood opgewek het, in julle woon, sal hy, wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy Gees wat in julle woon. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil en dan dink ons na oor die volgende. Waar sukkel jy tans die meeste om voor God te buig? Hart, siel, verstand of krag? Kom soos jy is, word getransformeer en dan maak 'n verskil. Saulus word dan deur sy medereisigers, die ander manne wat saam hom is, Damaskus toe gevat, want hulle is nie blind nie. En dan skuif die fokus in die verhaal na Ananias toe. Ananias ontvang in vers 11 die opdrag om dan na Saulus toe te gaan. Maak gereed en gaan na die straat bekend as Regheidstraat. En vra in die huis van Judas as iemand uit Tarsus met die naam Saulus. Want kyk, hy is besig om te bid. En soos enige iemand wat 'n opdrag kry om met 'n moordenaar te gaan praat, wat op soek is tans na mense soos jy, is Ananias nogal skrikkerig. En deur sy reaksie word ons herinner aan die kontras wat gebeur wanneer God iemand transformeer. Ananias sê in die vers: Here, ek het by baie mense gehoor van hierdie man, van al die kwaad wat hy die heiliges in Jerusalem aangedoen het. En dan verduidelik God vlugtelik hoe radikaal die Heilige Gees vir Saulus getransformeer het. Want Saulus is nie net meer nie teen Christene nie, verskriklike dubbel negatief daar. Saulus is nie net meer nie teen Christene nie. Hy is getransformeer as 'n instrument wat uitgaan en getuig van die Christelike geloof. Ons lees daar gaan, want ek het hom uitgekies as 'n instrument om my naam uit te dra na die nasies en na konings en na Israel. Met ander woorde, God het Saulus op 'n bonatuurlike wyse in 3 dae getransformeer van 'n sondaar en 'n moordenaar na 'n uitverkore instrument wat hy gebruik om sy koninkryk op te bou.
En dieselfde God doen dit met my en jou ook. Sam het so 3 weke vir ons terug mooi gepreek oor hoe God ons uitverkies het, hoe ons die uitverkorens van God is, en sy het hierdie vers aangehaal, Efesiërs 1 vers 4, waar sy gesê het, so het hy ons voor die grondlegging van die wêreld uitgekies, sodat ons heilig en onberispelik in liefde voor hom sou wees. Beteken voordat die Here die aarde geskep het, waar ons natuurlik ook 2 weke terug gesels het, voordat hy die fondamente van die aarde aan mekaar gesit het, het hy vir my en vir jou gekies. Waarvoor? Om heilig en onberispelik voor hom te lewe. Of anders gestel, hy het ons gekies om te kom soos ons is en om ons te transformeer sodat die wil van die Vader kan doen. Hierin is daar 'n spesifieke roeping wat vir elkeen van ons gegee word, en sy het gister gepraat oor hoe die Gees ons lei en 'n spesifieke roeping vir ons gee. En daarom wil ek vanaand fokus ook op 'n algemene roeping. Dis 'n roeping waartoe alle gelowiges geroep is, en dit is om vrug te dra. Soos Jesus self dit vir ons verduidelik, julle het my nie uitgekies nie, maar ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrug te dra. Vrug wat blywend is, sodat wat julle die Vader in my naam vra, hy dit aan julle mag gee. En daarom dan, wanneer ons hierdie 2 goed bymekaar sit, wonder ons, wat is vrug? Vrug is goeie werke. Goeie werke wat uit geloof uitkom. En daarom leer ons Heidelbergse katekismes vir ons die volgende. Die vraag in vraag 91 is, wat is goeie werke? Slegs die wat uit 'n ware geloof volgens die wet van God tot sy eer gedoen word, en nie die wat ons op goed denke of oorgelewerde gebruike van mense gegrond is nie. Dit wil sê, hier's 3 kriteria vir wanneer werke goed is. Eerstens sien ons daar dat dit uit ware geloof is, tweedens volgens die wet van God, en derdens tot eer van God. Primêr moet werke kom uit 'n ware geloof, want geloof is die enigste manier hoe goeie werke God kan verheerlik. En is ook die enigste manier dat ons werke volgens sy wet kan wees. Dit kan doeteenvoudig nie uit onsself uitkom nie. En daarom skryf Paulus, alles wat jy nie uit geloofsoortuiging doen nie, is sonde. Hy praat hier natuurlik oor rein of onrein kos in hoofstuk 14, en hy maak die punt dat met kos, soos enigiets anders, is dit sonde sonder geloof. Hoe werk dit? Geloof wat ons bind aan God, of sonder geloof wat ons bind aan God, kan ons nie deel kry aan Jesus se kruisdood nie. Ons kan nie deel kry aan die Heilige Gees se heilige making nie. En ons sal dood bly in ons sondes. Aan die een kant kan ons glad nie die wet van God uitvoer sonder die Heilige Gees nie. Tog is dit onmoontlik om enigiets goeie werke te doen, en daarom is dit ook onmoontlik om enigiets goeie werke te doen as dit nie volgens die wet van God is nie. God is die volmaakte regter, die een wie se oordeel altyd staan. Dit is God self wat bepaal wat goed en sleg is. Nie ek nie, nie jy nie, nie 'n leier van 'n kerk of 'n dosent op universiteit nie. Dis God self. Dis as hy sê dat werke goed is, en hy sit dit in sy wet, dan is dit objektief sonder twyfel goed. En daarteenoor, as hy bepaal iets is verkeerd, is dit objektief ongetwyfeld nie goeie werke nie. Nou hoor jy klaar 'n moderne stemmetjie van mense wat nie voor God wil buig nie, wat sê, maar dis Ou Testamenties, dis wetties. Ons lewe nou in 'n verhouding met God. Die wet is afgeskaf. Ja,
Ons doen lewe in 'n verhouding met God, maar hierdie verhouding is 'n verbond. 'n Verbond waardeur God verlossing bring en waarin hy volle reg het om vereistes te stel. En daarom dan sê Jesus self vir ons, moenie eers daaraan dink dat ek gekom het om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Want hy, wat Jesus is, het nie gekom dat ons wetteloos kan leef of leef soos ons goeddink nie, maar juis dat ons goeie werke volgens die wil van die Vader kan doen. Aan die ander kant is werke sleg as dit nie tot eer van God is nie. Dink so daaraan. Dit beteken dat as Elon Musk, wat 'n ongelowige en selfverklaarde transhumanis is, al sy aandele likwideer, al sy bates verkoop en al sy geld gee vir liefdadigheid. Gestel hy skenk sy geld aan 'n voedingsskema in Suid-Afrika vir al die skole. En natuurlik voetnoot dat dit word nie gesteel deur die regering of leierskap nie. En Elon Musk vat daai geld en vir elke kind gee hy 3 etes 'n dag vir die res van hulle lewens, of ten minste hulle tot 18 lewens. Selfs al doen hy dit en hy beëindig kinderhongersnood in Suid-Afrika, sal dit nie goeie werke wees nie. Hoe dan nie? Want dit was nie gedoen om God te verheerlik nie. Die ongelowige sonder die vernuwing van die Heilige Gees is in sy wese selfsugtig en soek sy eie eer. Of soos Paulus dit verduidelik, wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. En hoe lyk dit prakties? Ek en jy moet, omdat God ons getransformeer het en steeds heilig, goeie werke doen vanuit ons geloof, wat volgens God se wet is en wat hom verheerlik. Ek kan nie of wil nie, is dood eenvoudig nie 'n opsie nie. Soos wat God vir Saulus getransformeer het tot 'n instrument vir sy koninkryk, word ons getransformeer om te dien in sy kerk. Ons word geroep om 'n verskil te maak in mense se lewens en 'n verskil wat lei tot die verheerliking van God en die uitbreiding van sy koninkryk. Gaan leef met die roeping wat jy ontvang het. In 'n oomblik gee en ek gaan vra, dink terug aan jou lewe, hoe die Here jou gelei het en dink aan 'n geleentheid, hoe hy deur jou geloof 'n verskil in iemand anders se lewe gemaak het. Kom ons raak stil. Kom soos jy is, word getransformeer en maak 'n verskil. Ons het vanaand gekyk na die verhaal van Saulus aan die hand van Handelinge 19 vers 1 tot 19. En hierdan het ons gesien dat ons kan kom soos ons is, ons kan getransformeer word en ons kan 'n verskil maak. Ons het gesien dat ons kan kom soos jy is, want geen sondaar is te groot vir God om te red nie. Selfs moordenaars soos Saulus kan ware berou toon. Tweedens het ons gesien dat deel van bekering is om getransformeer te word, want ons kan nooit bly soos ons is nie. Die Heilige Gees vernuwe ons sodat ons as uitverkorenes heilig en onberispelik voor God kan lewe. Laastens het ons gesien dat God ons transformeer sodat ons kan maak 'n verskil. Want hy roep ons as vergeefte sondaars en kinders van sy verbond om vrugte te dra
wat 'n verskil maak in ander se lewens. En die begeleidingsgroep nou opnooi, dan gaan ons Pinksterlied sing as reaksie op die prediking en daarna sal ek vir ons bid en dan sal ons ook die slotlied sing wat ek sal aankondig. Dis die wat oorwin het, dis
Here, ons God en almagtige Vader, ons kom vanaand en ons wil sê ons buig ons lewens voor U neer, hart, siel en verstand. Mag ons gaan leef met hierdie roeping wat U vir ons gegee het as die uitverkore kinders. Mag ons altyd onthou dat ons kan kom soos ons is met al ons bagasies en dat ons nooit hoef te bly soos ons is nie, maar dat elkeen van ons getransformeer moet word, wedergebore moet word deur die Heilige Gees. Mag dit dan ook so wees dat ons altyd sal vrug dra soos wat U vir ons die opdrag gee om te doen. Mag ons 'n verskil gaan maak in 'n wêreld wat dit nodig het. Amen. Net weer herinner aan die kollekte vir die uitsending en dan gaan ons afsluit met die lied Light of the World or Here I Am to Worship en dan sal natuurlik sop na die tyd in die saal. Ontvang dan ook die seën van die drie-enige God, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle tot in alle ewigheid. Amen. Die gloed van hoop en geloof jou vervul, met alle
krone voor u troon. Voor die eer wat in ons lofzang woon. Ons bring aanbidding, Heer, aan u alleen. U is so hoog verheven, ons bring ons lewens, ons buig voor u alleen. U is so waardig, Here, ons lewens neer. Daar's net een wat heilig is, die almagtige, die groot ek is. Soms in ons waardig is die naam, Jesus,